Wanneer ons die momentum van 'n voorwerp bepaal, gebruik ons die massa en die snelheid van hierdie voorwerp. Momentum is dus gelyk aan die produk van die massa en die snelheid. Indien die snelheid verander, dan sal die momentum ook verander. Die totale lineêre momentum bly konstant in grootte en in rigting in 'n geïsoleerde stelsel. 'n Geïsoleerde stelsel is 'n stelsel waar die volgende eksterne kragte nie teenwoordig is nie. In ander woorde, daar is geen wrywing, daar is geen ligweerstand, daar is geen normaalkrag en daar is ook nie 'n gewig wat 'n rol speel in die stelsel nie. Die verandering in momentum kan ook uitgedruk word in terme van Newton se tweede wet. Dan is die impuls gelyk aan die verandering in momentum. Ons kan nou hierdie formule vergelyking gebruik om die netto krag wat die tafel op die bal uitoefen te bereken. Die kontaktyd tussen die tafel en die bal is 0,02 sekonde. Die beginsnelheid van die bal vir hierdie gedeelte is 2,83 meters per sekonde. Die bal verander van rigting en beweeg teen 'n snelheid van 2,1 meters per sekonde opwaarts. Ons stel die waardes in en die netto krag wat die tafel of die bal uitoefen is 13,8 Newton opwaarts. Die bal beweeg hier afwaarts en bereik 'n snelheid van plus 2,83 meters per sekonde. Die bal beweeg hier opwaarts. Die bal was in kontak met die tafel en daardie kontaktyd wat die bal in kontak was met die tafel is 0,02 sekondes en dit is hier waar kinetiese energie verlore gaan en dan word hierdie kinetiese energie omgeskakel in klankenergie. Dit is 'n eksperiment om te bewys dat die momentum voor botsing is gelyk aan die momentum na botsing. Die blou trolly beweeg oor 'n afstand van 0,1 meter vanaf 40 tot by 50 centimeter. En die blou trolly lê hierdie afstand af in 0,2 sekondes. Met ander woorde, die blou trolly het die afstand begin met 0,4 sekondes en geëindig met 0,6 sekondes. Die grys trolly staan doodstil en het 'n momentum van 0. Na die botsing beweeg die twee trollies saam teen 'n snelheid van 0,2571 meters per sekonde. Die afstand wat die twee trollies aflê is 0,09. Met ander woorde 0,59 minus 0,5 meter.
Die tyd wat die twee trollies neem na die botsing is 0,95 minus 0,60. Die twee trollies beweeg na regs en die beweging na regs word geneem as positief. Met ander woorde, die snelheid van die blou trollie voor botsing is positief en dan die snelheid van die twee trollies saam na die botsing is ook positief. Ons stel ons waardes in en ons bereken en ons vind dat die totale momentum voor die botsing is 0,367 en na die botsing is dit 0,364. Met ander woorde, totale momentum voor botsing is gelyk aan die totale momentum na die botsing.